Ek is maar 'n gewone ou. Ek is iemand wat in die wêreld was. Ek het swaar groot geword. Maar God het my lewe in een dag kom verander. Dit is daar waar ek besef het dat ek is op daardie punt van die Markus 16 vers 17 waar mense genees. Toe begin dit my passie word om vir mense te bid. Elke feit is nie ons feit nie. Partykeer is dit ons feit, maar ons moet verstaan wie en wat, en luister wat die Heilige Gees jou wys vir wie en wat jy moet bid. Die autoriteit is aan elke een van ons gegee. Ek gaan vir jou sê hoekom, en verduidelik hoekom. As jy gaan na die woord toe, die woord is die superior authority. 2 Timoteus 3 vers 16. Die skrif is ingegee tot weerlegging, onderwysing, regwysing. Hebreërs 4 vers 12. Woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard wat onderskei tussen marg en been en siel en gees. Kom ons by die belangrikste. Wat het Jesus aan die kruis van Golgotha vir ons gedoen? Hy was die perfekte lam, sonder enige liggaamsgebrek. En dit lees jy in Matteus 28 vers 18. Alle mag in hemel en op aarde is aan Jesus gegee. Jesus het dit vir sy disippels gesê. Alle mag in hemel en op aarde is aan Jesus gegee. En dan kom Jesus in Lukas 10 vers 19 en hy sê vir ons, en ek gee met daai mag wat vir hom gegee is, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. En ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand. En hy kom in Matteus 10 en hy sê, ek gee julle die mag oor alle onrein geeste en om hulle uit te dryf en oor alle siektes en oor alle kwale om hulle gesond te maak. Jy het 'n verantwoordelikheid. Want God sê, hy kan nie versoek word nie. Ons word deur ons eie selfsugtige begeertes versoek. En dan word dit sonde, en dan baar dit sonde, en dit gaan uit tot op die dood. Dis Jakobus 1 vers 14. En dan word ons onsself verontskuldig oor hoekom dinge verkeerd gaan. Maar jy het daai deur gaan oopmaak oor dit wat jy doen. Jy het 'n verantwoordelikheid, want as dit nie so was nie, hoekom sê die woord, jy sal 'n boom word wat nuwe vrugte dra? Hoekom staan daar so, dat die ou mens is verby, die nuwe een het gekom? Die ou Kobus is verby. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Jesus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En mense te plei nie met jou nie. Hulle speel met jou. Maar moet 'n verandering kom. Die verandering is nou, want die revival vuur is besig om te begin brand. En die woord sê in Openbaring 3 vers 16, as jy maar warm was of koud, maar jy is lou, ek gaan jou uitspoeg. Jy wat met die een voet in die wêreld staan, en met die ander voet by God wil staan. Die Engelse Bybel sê, I'm gonna vomit you out, God will vomit you out, want jy's 'n draadsitter wat nie 'n besluit wil neem nie. Tyd vir speletjies is verby. Maar ek judge jou nie, ek was ook daar. Beteken dat ons gaan foute maak, ja, dis is mense. Net God ons volmaak. Ek sê vir my in 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, wanneer ons sondes bely, God is getrou en regverdig, en hy reinig ons van al ons sondes, en hy vergewe ons al ons ongeregtighede. Deur die bloed van Jesus wat aan die kruis gestop het. Die oomblik wanneer jy dit wat in die donker is, daai fout wat jy gemaak het, waar jy gevloek het, of waar jy wat ook al gedoen het, waar jy probeer. Dit beteken ook nie, jy hou aan fornicate en saam met jou skelmpie slaap, en nou sê, Here vergewe my, dan doen jy dit weer, dan vergewe my, en doen jy dit weer. Nee, toe. Dit is opsetlike sondes. Jy gaan gestraf word vir dit. Dan maak jy weer misbruik van die woord. Maar wanneer jy dit bely, kom die bloed van Jesus en hy was jou skoon. Klaar. Alles is aan die kruis gedoen. Ons is onder die wet, en ek het in Nederdag, ek was so mooi geweest, ek het geraak lees, daar staan die nuwe gebod is, die van Jesus Christus, met jou naaste liefde soos jouself. Liefde. Alles gaan oor liefde. Daai liefde wat ons in die verkeerde plekke gaan soek.
In al die tyd wat ek hierdie goed gedoen het, waar ek in die wêreld was, die eerste keer in my lewe, waar ek liefde gevind het, is toe Jesus Christus my kon vrymaak. Vir die eerste keer is ek vol, ek weet nie om dit te beskryf nie. En ek wens ek kan vir elke een, terwyl Wiekes hier sing, die anointing, ek wens julle kon voel, want daar is dalk van julle wat dit voel. Ek wens julle kan dit ervaar soos ek het ervaar. As jy die anointing nie ervaar nie, dan stel ek voor, jy moet op 'n 30 dae vasgaan, of op 'n 10 dae vas, want jou vlees moet gebreek word. Want die natuurlike vlees, ons word met hierdie rebellie gebore, dis die natuurlike vleeslikheid, is teen dit wat God wil hê. Jy moet breek. Jy moet elke dag jou kruis optel, jy moet jouself verloon, dat jy sensitief kan word vir die stem van die Heilige Gees. Want die tyd wat ons nou gaan inbeweeg, is 'n baie moeilike tyd. En die woord wat die Here my in 'n visioen gewys het, die wat vas is in die wêreld, gaan al hoe meer sukkel om los te kom. Jy is verstrengel, jy gaan nie loskom nie. Jy het 'n besluit om te maak, dis of alles of niks. Daar's nie 'n grys area, dis of wit of swart. God roep vandag elkeen van julle, waar jy ook al is, waar jou situasie is, waar jou werksplek is, hoe dit ook al sy, gaan en gaan maak siele. Die woord sê in Markus 16 vers 15, gaan uit na al die nasies toe. Kom ons gaan uit, kom ons staan bietjie saam, kom ons kom in eenheid. Die woord sê in 2 Kronieke 7 vers 14, as die volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig in die eerste plek, tot my bid, sy aangesig soek, en hulle self bekeer van hulle sonde, dan sal ek die land genees. Ek sal uit die hemel uit hulle sondes vergewe. Want eenheid in die Bybel is baie belangrik. Matteus 18 vers 19 en 20 sê, waar 2 of meer by mekaar is God in ons midde, en dit wat ons vir hom vra, dit sal hy vir ons gee. There's a name above all names. Die naam bo alle name, en is die naam van ons koning Jesus Christus, van Filippense 2 vers 9 tot 11. Die naam bo enige naam in die hemele, en op aarde, en onder die aarde. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat sy demoniese mag het, wat sy naam is, wat sy siekte is nie. Hy is 'n naam onder die naam van Jesus Christus, en die woord van God sê, elke knie sal buig en elke tong sal getuig, dat Jesus die Christus is, so hy moet buig. Hy het nie 'n keuse nie. Ek kom met dit afsluit. Neem jou autoriteit op. Doen wat jy moet doen, om by Jesus uit te kom. Daar's geen judgment nie. Jesus het klaar alles in die kruis gedoen. Bely jou sondes, verander jou lewe. Maak 'n verskil.